Baie welkom by week 3 van Radikaal Anders. In hierdie 5 weke reeks kyk ons hoe 'n Christelike leefwyse, met ander woorde, 'n lewe saam met Jesus, 'n lewe vol van die Heilige Gees, hoe so 'n lewe anders lyk as die wêreld rondom ons. Vandag, radikale vrygewigheid. Ek nooi jou om saam met my te lees uit Handelinge 4, vers 31 tot 35. Nadat hulle gebid het die plek waar hulle bymekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Ek wil jou nooi om daar in jou gedagtes so denkbeeldige skaal of 'n lyn te trek. Aan die een kant die syfer 1 met die woord ontvang en aan die ander kant die syfer 10 met die woord gee. Waar sal jy jouself op hierdie skaal plaas? As jy oor die algemeen aan jou lewe dink, is jy meer geneig om iemand te wees wat ontvang of iemand wat gee? Kom ons raak baie meer spesifiek. As jy moet dink aan jou gesinsverhoudings of die verhoudings met die mense naaste aan jou, jou ouers, dalk jou kinders as jy kinders het, of jou vriende, is jy meer geneig om te gee of om te ontvang? Indien jy getroud is, hoe lyk daai verhouding? Sal jy eerder gee of ontvang? Kom ons gaan 'n bietjie verder. Jou loopbaan, jou werkplek, of as jy 'n student of 'n leerder is, in daai omgewing, is jy iemand wat meer ontvang of meer gee? Wat van jou gemeente, jou betrokkenheid by die gemeente? Ontvang jy eerder of gee jy meer? En natuurlik jou en my hulpbronne. Is jy iemand wat meer gee of meer ontvang? As ek dink oor hierdie lyn in my lewe, beweeg ek maar van tyd tot tyd op hierdie lyn. Maar wat ek ook agterkom as ons hieroor dink, is dat vrygewigheid het 'n baie groot landskap. Vrygewigheid sluit so baie dinge in ons lewe in. Ek kan vrygewig wees met my tyd, met my aandag, met my liefde, met my vergifnis, met my kreatiwiteit, met die gawes wat die Here vir my gegee het, met my netwerke, my invloed en natuurlik ook my hulpbronne. As jy dink oor jou eie lewe, waar lê jy in terme van vrygewigheid? Dis Adam Grant wat 'n boek geskryf het oor vrygewigheid. En dan sê hy, daar's een van 3 maniere waarop meeste van ons leef. Hy gee dit ook name. Hy praat van givers, takers en matchers. Daar's die takers. Takers is mense wat sal vra, maar wat is in dit vir my? Wat kry ek? 'n Taker is iemand wat meer geneig is om te ontvang as om te gee en is baie ingestel op sy of haar eie behoeftes. Dan is daar natuurlik die matchers. En 'n matcher wil hê dinge moet baie gebalanseerd wees en regverdig wees. Ek sal gee wanneer jy gee. So ek sal ook help wanneer jy help. Omdat jy my genooi vir 'n braai, sal ek jou nooi vir 'n braai. As jy my gehelp het om te trek, is ek bereid om vir jou te help. Dis 'n matcher. Maar dan is daar natuurlik die givers. Givers is die mense wat gee sonder om terug te verwag. Is baie ingestel op ander se behoeftes. As jy dink aan die woorde van Jesus, het Jesus woorde, baie direkte woorde vir elkeen van hierdie groepe. Jesus praat met takers, hy praat met matchers en hy praat ook met givers. In die boek Handelinge word Jesus se woorde oor vrygewigheid baie mooi opgesom. Lees gerus saam met my. Om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Hierdie is baie kragtige woorde deur Jesus. En natuurlik vra mens, maar
hoe kon Jesus so iets gesê het? Wel, daar's 'n paar redes. God se karakter is gee. Van die begin van die Bybel af, reg by die begin, op die eerste bladsy daar by die skepping, lees ons van God wat gee. Genesis 1:29, wat vir ons sê God het aan die mens saad en vrugte en bome gegee om van te eet. God is 'n God wat gee. Ek dink aan Klaagliedere 3 wat sê God se barmhartigheid is nuut elke oggend, elke dag vars barmhartigheid, hy gee. Wanneer ons lees oor God se liefde in Psalm 136, sê daar's geen grense of perke aan God se liefde nie. God is 'n God wat gee. Later lees ons ook dat hy van sy genade vir ons gee. Genade op genade, vrygewig in genade. Natuurlik vind God se vrygewigheid 'n hoogtepunt in sy seun Jesus Christus, God wat sy seun gee, van homself vir ons gee. Jesus beleef radikale vrygewigheid in sy lewe. Van die begin af, by sy geboorte, word daar geskenke gegee aan sy ouers, goud, wierook en mirre. Teen die einde van Jesus se lewe, net voor sy dood, is daar 'n vrou wat baie duur reukolie oor hom uitgiet. Die waarde was 'n jaar en 'n half se salaris. As jy dink aan die graf waarin Jesus begrawe is, 'n goeie persoon wat ook hierdie graf beskikbaar gestel het en gegee het. Jesus se lewe wat gekenmerk word deur radikale vrygewigheid. Reg deur Jesus se bediening leef hy dan ook radikale vrygewigheid teenoor almal. Hy's vrygewig in sy liefde, in die wonderwerke wat hy doen, in vergifnis wat hy gee en die lys gaan aan. Uiteindelik stuur Jesus Christus ook sy gees. Hy gee sy gees aan ons, gratis. En die gees vul ons ook met gawes. God is 'n God wat gee, radikale vrygewigheid. En nou die vraag, maar hoe kan jy en ek leef in hierdie stroom van vrygewigheid? Hoe kan ons radikale vrygewigheid in ons lewe kweek? Hier's 'n paar gedagtes. Eerstens, alles wat ek het, behoort aan die Here. Psalm 24 vers 1, die aarde en alles daarop, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Indien jy notas in jou Bybel maak, wil ek jou nooi om daai woord alles te omkring. Dit sluit alle dinge in ons lewe in. Ons hulpbronne, ons talente, ons gawes, alles kom van God af. Indien jy 'n ouer is, selfs ons kinders is 'n geskenk uit die hand van die Here. Ons liggame, ons gesondheid. En daarom is jy en ek nie 'n eienaar van enige van hierdie dinge nie. Maar daar's 'n Bybelse woord, ons is rentmeesters. Ons bestuur basies hierdie hulpbronne en God is die eienaar. Daar's 'n tweede gedagte. My geestelikheid word nie geskei van my goed nie. Dit was die groot hervormer Martin Luther wat gesê het, elke persoon het 3 bekerings nodig in hulle lewe. Ons het nodig om 'n bekering van die gedagtes te ervaar, van die hart en van die beursie. En toe sê hy, die bekering van die beursie is soms die moeilikste bekering. Ek kan nie my geestelikheid skei van my goed nie. En daarom in die begin ook van ons skrifgedeelte. Ons sien dat hierdie mense was gevul met die Heilige Gees, en een van die tekens dat hulle gevul is met die Heilige Gees, was hulle radikale vrygewigheid. Ek skei nie my goed van my geestelikheid nie. Daar's 'n derde gedagte. Om radikale vrygewigheid in ons lewe te kweek, het ons nodig om vrygewigheid te beplan. Ons beplan baie dinge in ons lewe. Ons beplan ons vakansies, ons afnaweke. Wanneer ons veranderinge by ons huis wil aanbring, byvoorbeeld 'n nuwe kombuis, beplan ons baie fyn ook aan die verandering. En daar's niks daarmee verkeerd nie. Maar wat daarvan as ons ook ons vrygewigheid beplan? Dis wat radikaal anders beteken as dit kom by ons vrygewigheid. Ek wag nie eers totdat ek oor het voordat ek gee nie. Ek wag ook nie eers voordat ek emosioneel geraak word voordat ek vir iemand of 'n projek gee nie. Maar radikale vrygewigheid sê, vrygewigheid is deel van my leefstyl en ook my begroting. Ek beplan intentioneel ook om te gee. Wanneer ons gee, ontvang ons ook. Alhoewel dit nie die
motief is agter ons vrygewigheid nie. Dis E. Stanley Jones wat op 'n keer gesê het, daar's 2 soorte mense in hierdie lewe. Die een groep is mense wat lewe met toe hande. Hulle lewe net vir hulle self. En toe maak hy die kommentaar, dis die ongelukkigste groep mense wat hy al in sy lewe ontmoet het. En toe sê hy, daar's 'n tweede groep mens. Dis die groep mense wat lewe met oop hande, wat uitkyk na die behoeftes van ander. En toe maak hy die volgende stelling. Hierdie is die mense wat lewe met 'n wild joy. Ek weet nie van jou nie, maar ek begeer om deel te wees van hierdie tweede groep mense. Radikaal anders. Kom ons maak vrygewigheid prakties hierdie week. Ek wil jou vat na die woorde in Lukas 3. Hy antwoord hulle, wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie. En wie kos het, moet dieselfde doen. Hierdie is baie praktiese woorde oor vrygewigheid. Kom ons gaan hierdie week in en ons kyk ook na ons leefwêreld. Wat is daar wat ek kan weggee? En mag ons ook beleef hoe radikale vrygewigheid al hoe meer in ons lewens gekweek word. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons U kan ken as die vrygewige God. Dat U aan ons gee sonder perke. En ek bid ook dat radikale vrygewigheid in ons lewens gekweek word. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag jy sommer nou ook vrygewigheid uitleef in jou groep. Kom ons wees vrygewig in ons luister na mekaar en ook in ons deel. Die Here seën julle.